So, ons is nou vandag hier iewers met balle, groen Met balle, Groen balle, rooi balle, daar kan blou balle wees, blou balle, geen balle, geen balle, skietballe. stadige balle. Maar ons is by die balle vandag. Ons het balle. Ons het balle. Kijk, ek is Henriette, dis Anna en hier is Werner Wormsbecher. Ja, bijna wel, ja. Werner Wormsbecher. Ja, is presies toe. Dis die naaste wat Wat doen hy? Wat doen hy, Anna? Ja, ons is hier by Smoky Mare se Action Arena. Ons gaan 'n bietjie paintball speel vandag. Mekaar skiet. Ja, en Werner, ons wil eintlik maar net hê jy moet vir ons bietjie meer vertel van die geskiedenis van julle Action Arena en dan kan ons bietjie later oor die paintball self begin gesels. Oké, wel ja, Action Arena, ons het begin, dit is al 16 jaar terug of so, 17 jaar terug het ons begin, terwyl ek nog in high school was met 'n paar paintball guns. Dus 'n klein perseel gehad by die skougronde en ja, toe het die ding maar gegroei. Ek wou paintball speel vir 'n sport, so ek het die Namibiese Paintball Federation gestig daai tyd. Natuurlik met hulp van ander ouens en so en ek was maar 'n bietjie jonk. En ja, en toe het ons 'n Namibiese span opgebou en ons het 'n perseel nodig gehad met 'n grasperk om speedball te speel. So dit was hoekom ons hiernatoe getrek het. Speedball? En speedball is paintball maar met opblaas bankers. So dit is gewoonlik 5 teen 5. Daar's inflatable bankers en mense speel met gewere wat elektronies is. Een ou slaan dekking, die ander ou skiet. Ja, wel dit is nogals baie strategies en dit gaan baie vinnig en die veld is gewoonlik gemirror, so dit is presies dieselfde op een kant van en die ander. Ja, ja. So is amper soos chess, maar met gewere. En dis een van die vinnigste teamsports in die wêreld. Ek meen 'n game vat tussen 30 sekondes en 2 minute partykeer. En dan het 'n mens 600 skote geskiet en 30 meter, 40 meter van een kant na die ander kant of ek dink dis 45 meter, een kant na die ander kant toe. Jy moet die ander mense se beginplek raak om te wen. So dis speedball, dit is baie vinnig en dis hoekom ons hier by hierdie perseel uitgekom het. En dan van daar af het ons maar gegroei en gegroei en gegroei. Daar was omtrent niks hierso toe ons begin het nie. Daar was 'n ou softballklub. Sy het die perseel nog gehou vir hulle dat hulle kan speel, maar hulle sport het maar ongelukkig 'n bietjie doodgeloop. Maar andersins ja, ons het nou 3 paintball speelbane daar agter of eintlik 4 nou met ons speedballbaan. En ja, ons het nou nog 'n restaurant en 'n kinderspeelplek en al daai goed is ook opgebou met die tyd. Ja, terwyl pa vir my op die veld rondjaag. Dan kan die kinders in die parkie speel. Dan kan die kinders in die parkie Ja, of speel. die klein kinders die speel hierso en die groter kinders is daar agter. So dit is maar. Wat is seentjie baie vir pa ja. Anna, ek wil gou iets vra. Toe jy begin het nou nê, was die sport. Jy noem dit nou as 'n sport. Jy kan actually Namibiese klere kry vir dit. Ja, vir ons speed. dit het nou ongelukkig 'n bietjie doodgeloop en so aan, maar ja, vir die speedball het ons Namibiese klere gehad. Ons het in die Suid-Afrika in die Africa Championships gespeel. Ek dink dit was 2012, 2013 in daai jare, ja. Gaan dit sorry Anna. As jy praat van die spoed, nee, want jy sê 30 sekondes. Dis vrek vinnig. Ja. So gaan dit oor wen dat jy by die ander ou se plek moet kom Ja, of van gaan dit geskiet te oor word. gaan dit Moet oor jy die hulle- tyd hulle- ook wat Die jy tyd is ook belangrik, so daar's gewoonlik soos 12 minute of 15 minute. Ja, jy kan nou En nie dan 'n speel jy uur so vat baie om punte daar. soos moontlik in daai tyd. Of best to 3 of best to 5, dit hang maar af wat se formaat en so aan. So ek het later toe Europa toe gegaan, ek het daar in Duitsland gespeel. En dan natuurlik raak dit op die professional level baie meer ingewikkeld en so aan, maar ja, dit gaan oor die tyd en die dit is die Hoeveel beste om mense jy ander nou- ouens te skiet dat jy daar kan uitkom sonder om geskiet te word. Okay. Maar dit is ja, daar's baie verskillende tactics, so dit is nogals ingewikkeld. Ek het genuine nie geweet dit is so groot internasionale sport nie. As Ja. iemand vir my sê paintball dan dink ek bachelor party. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is maar Ja, dis ek- maar wat ons meer gewild het hierso doen, ja. Jy sê dit het nou 'n bietjie doodgeloop, maar toe jy aanvanklik begin het, was daar baie belangstelling geweest vir so iets hierso. Man, dit het nogals gegroei vir 'n tydjie. Maar ek weet nie hoekom, maar dit ja, ek het Europa toe gegaan en toe gaan die hele ding maar 'n bietjie af. Ek dink dit is maar ook nogals 'n diersport.
die Suid-Afrikaanse association het ook 'n bietjie gesukkel, so hulle het ook 'n bietjie doodgeloop. Ek dink dit is maar baie duur en daar's nie baie recognition in die sport nie, so dit is maar ook 'n groot ding. Mense mag dit nie regtig op Facebook adverteer en sulke goeders nie, want dit is gewere en so aan. So daar was baie weerstand, teen die sport, so dit is maar ek dink een van die ook ander groot goeders en dit is baie duur. Ek meen toe ons training gedoen het waar ek semi-professional in Europa gespeel het ons seker so 4000 skote geskiet in 'n namiddag. Joh. En een boks van 2000 balletjies kos R1000, so ek meen net vir training dit raak baie duur op die lang termyn. So die toerusting is ook nogals duur as mense dit reg doen, maar is nie so duur soos MX of iets nie, maar die maintenance is om daai bullets te skiet en so aan. So sonder sponsorships raak dit baie duur. So as jy jou voorstel aan 'n meisie, dan sê jy ek is Werner, 'n Namibiese spoedbalkampioen. Nee. Is dit jou Dis jou. Dis jou. Wat is dit jou entry? Wat noem jy daai Anna? Iemand jou pick-up line. Ek is 'n spoedbalkampioen. En ja, ek jag, maar ek jag mense nie ek nie. Ja, ek wil dan net eintlik ook by jou hoor. So vir 'n normale lisensie het jy 'n geweer of vir 'n normale geweer het jy 'n geweerlisensie nodig. Ja. Hoe moeilik is dit om 'n paintballgeweer te gaan koop as elke man op die straat? Man paintballgewere hier in Namibië het nie reëls nie. Dit was een van die groot dinge wat ons gedoen het terwyl ons die sport geregistreer het. Daar was ander mense van Grant Mitchell en so aan wat ook baie gehelp het in daai tyd om dit so reg te kry in ons legislation dat paintballgewere nie 'n lisensie nodig het nie, so baie goeie vraag as 'n sport. Want dit kan ook nie dodelik wees en so aan. Daar's reëls wat se velocity 'n mens mag skiet, so dis 300 voet per sekond was die international ene. In Amerika en so aan ook. So as hy oor 300 voet per sekond skiet, dan raak hy 'n bietjie meer gevaarlik en so aan. So ons kyk ook altyd daai. So daar is beheer. Daar's 'n tipe van beheer. Die gewere kan nie baie meer as dit skiet in elk geval nie. Okay. So ja, so dit kan nie soos gebruik word vir jag en so nie. So Werner, ek kan nie nou by jou een koop en ja, ons het onder die tafel. Ja, ons het 'n winkel en so aan. Ons verkoop hulle. Dit werk ook baie goed vir self-defense. Baie mense gebruik dit teen soos boujane en so aan wat jy met pepperballs. So daar net om die diere nie te seer te maak nie, maar om hulle weg te jaag. So jy skrik hulle eintlik net af. Dit is vir hulle is dit nie regtig seer nie, maar dis daai geluid is. Ietsie wat seer maak. Ja, die pepperball is maar vir die gevaarlike diere wat mense is. Ja. Maar Werner, ons sê vir jou baie dankie. Ek dink ek en Henriette is nou baie opgewonde om bietjie te gaan skiet en alles wat jy vir ons vertel het te gaan. Wys jy die geweer werk net voor jy daar in hardloop. So die gewere werk met gas. Dis 'n compressed air. Hy het 'n regulator op, so hy druk so 800 PSI uit sodat jy nie te hard kan skiet nie. Daar's 'n safety button wat baie belangrik is. So jy hou hom altyd daarin. Op die linkerkant is safety in. En op die regterkant is as jy druk dan sal jy skiet. So hulle is almal semi-automatic. Dit beteken hulle laai self terug as daar balletjies in is en al wat jy hoef te doen as hy jam is hierdie ding terugtrek, maar other than that jy hoef nie te laai nie. Nee, hy skiet self so dit. Seker. Ja, so ja, julle kan nog alsmaal gaan. Die enigste ding is die balletjies hou nie so lank nie. Daar's wel 100 balletjies daar binnekant. Okay. Maar dit gaan nogals vinnig as jy elke keer 6 of 7 keer skiet as mense iets sien. Ja. So ja. As hy beweeg gaan skiet. Dis maar hoe die gewere werk en dan het ons marshals en so aan. Hulle sal julle uitvat. Ek dink Daniel en Denna. So ja, hulle sal vir julle oppas daar binnekant. Trek aan. Ek gaan nou moet begin hardloop om van haar weg te kom met daai geweer. Dankie Werner. Ja, ek hoop julle geniet dit. Kom. Dis hier. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country,
creativity rises from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Okay, ons het vir Daniel en Denzel. Hallo. Hallo. Wat vir ons gaan verduidelik, wat moet jy alles aantrek dat jy nou nie Pyne en skete en Ja, ore en verloor kolle en en goedes allerlei het nie. dinge nie. So waar begin ons? Okay, we start with the safety masks, okay? Okay. Safety masks, very important. Number one, safety fixtures, okay? Because if you don't have this on and you get shot in the eye, you lose your eye permanently. Sien nou, sien nou. So you have Did to we have it on. sign any Oh yeah, no, you guys, Papers. no, you guys want to sign that now, just just education, putting it never know out what there. happens, yeah. Yes. Okay, so this is the Safety helmet. helmet. That's a safety helmet. Most Okay, and important then part. Mostly protect your eyes. So how you wear it? My lady is here. it reg? Yeah, here you are wearing glasses on. Can you please come closer? Oh my word. Okay. Let me just fix this for you. Hy's te groot. En hyne pas daai. Oh na. like so. Hy's onder. Nee, hy val af as Hy ek val beweeg. af. Okay, ek moet hom bietjie kleiner maak. Soos 'n necklace. there you go. Ek maak I'm hom on. bietjie kleiner. Okay. Oh my word. Waar's Ingrid? Alright, kom ons try hom. Nou, sê. O, 'n nuwe een Yeah. vir my klein koppie. And then you just adjust the Hoe voel hy? Voel hy styf? this. Yeah, I Just put saw it it. on top, okay? Just on top of your head. Voila. There. There we go. Perfecto. Okay, en dan Alright, and Okay. then And then we take we have green team on my left side and And the then we green team. have brown Brown team. team. Okay, let's do this. Let's make brown and then green this Okay. side. Okay, cool. Okay, So, green soldier. Thank There's you. your jacket. My okay, captain, my and then brown captain. here, and then we have pens for you if you want pens. but it's not padded. What you mean not padded? What is going to bulletproof protect vest. us If from you death? shoot me on my arm, I'm gonna die. Now on your arm, yeah, we only have the protective vest. Oh. That's Please don't shoot protect us on our the soft spots, The soft spots. Permanent love bites. like the tummy, and then for the ladies the upper. You know? The upper body. I don't wanna say it because we're on live TV, you know. Might get cancelled. Maak dit mooi. And then my soldier. You want some pens? Yes, captain, my captain, please. Some pens, and today we are playing without bulletproof vests. No, captain, my captain. Just kidding, I'm just kidding. So this you weigh like a normal vest. Ek weet nie Okay, is dit die regterkant voor? Yeah. Ek kan nou nie dink dat hierdie broek nou vir my gaan beskerm nie. Can I quickly fix something there? Snap this off. Oh, yes, like it. To clean it. Okay. And then the bulletproof vest. Okay, Hy kom so perfect. oop. All right, my soldiers, we are quickly going through the rules. So, rule number 1. As jy het die soos my helmets op is, helmets bly op alle tye op. As your helmet soos myne is and you try to shoot like this, that's how fast you can lose your eye. So please, rule number 1, helmet stays on at all times. Rule number 2, 7 meters the distance. So, soldier, show me 7 meters.
if you try to shoot someone this close, you will leave a permanent love bite on your fellow soldier. So, Don't that's- love me. So that's rule number 2. Only if there's love. Only if there's love, then you can give each other love Bite. bites. All right. Rule number 3. When the bullet hits you, my soldier, you can come closer. Rule number 3. When the bullet hits you, make sure to raise your hand to call the hit so that we know you are dead. If you don't raise your hand and the bullet it hits you, bullets will be flying until you call the hit. So rule number 3, raise your hand, call the hit, go back to your starting point, touch it, and you go back to war. All right, gun rolls. This is your weapons you'll be using. My guns are on safety, so when I hand your guns, please, this is how you hold my guns. Barrel always facing to the ground, fingers not on the trigger. Hold your gun like this or like this. Yeah. Okay, I'm quickly gonna demonstrate. Waar raak jy moet ek skiet nou? That side. Okay. I'm quickly gonna demonstrate how the gun shoots. So, like I said earlier, my guns are on safety. So to remove my gun from safety, on my right hand side of my gun, where the button is, just press it in. Then my gun is ready to fire. Let's say you were shooting and your gun jammed. And this happened. Still have bullets, still have gas, but the gun doesn't want to shoot. Don't panic. You just have to reload your gun. This button on top of your gun is your reloader. Hold it nice and tightly, pull it back until the end. It will make 2 clicks. After the second click, it's ready to fire. Let's check. Gun is not shooting. I'm gonna reload it. First click, second click. That's how you shoot. When your bullet is done, left hand side of your gun, press the button in to put your gun on safety. Then you raise your gun and your hand. Then we are done for the war for today. Are we ready? We are ready. Are we gonna paint each other? Yes. All right, let's go to